Goeiemiddag, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Aangesien die weer nou so baie in die dies is en ons al hierdie verskriklike dinge sien wat besig is om oor ons land te gebeur, wil ek graag die volgende met julle deel. Nou die slim mense sê daar is nou 'n baie groot verskeidenheid van oorsake hoekom nou hierdie verskriklike snaakse weerpatrone hulle self openbaar maak. Maar soos gewoonlik is die mense wat natuurlik nou sê ons is wys en slim, is hulle die mense wat mislei. Die woord van die Here sê, God vang die slimses en die slimmes in hulle eie strikke. Die wysheid van die wêreld is dwaasheid by God. Ons lees gou uit Jesaja 24. Jy kan dit op jou eie gaan lees vanaf die eerste vers. Dit begin om te sê, die Here maak die wêreld woes en leeg. En elkeen noem 'n reeks van mense op. Niemand gaan dit omkom nie, dit gaan met elkeen se lot wees. En die teksvers waarna ons wil gaan kyk. Kom ons begin by 4. Die aarde treur, dit verwelk, die wêreld versmag, dit verwelk. En die hoë mense van die aarde versmag. En hier is ons teksvers, ons kernteksvers. Hier is die rede vir wat jy besig is om te sien wat daar buite gebeur. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend en die ewige verbond verbreek. Met ander woorde, die woord van God getuig teen ons as die mensekinders, dat as gevolg van ons boosheid, as gevolg van ons sonde, die ongeregtigheid wat ons pleeg, as gevolg daarvan dat ons die ewige verbond verbreek het, gebeur hierdie dinge nou hier op aarde. Nou wat is die ewige verbond? Ons kry die antwoord in Hebreërs 13 vers 20. Mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het. Ons sien hier dat Christus Jesus is die ewige verbond. So hoe verder ons van Christus af wegbeweeg, hoe meer ons rug draai op die Godheid, hoe slegter ons word, hoe boser ons word. Hoe meer ons aan die wêreld gelyk raak as Christene, hoe meer en erger gaan hierdie geboortepyne word, wat gaan oorloop na die verwoesting van hierdie wêreld soos wat ons hom ken. Die woord getuig op 'n ander plek, Openbaring 16 vers 9. En die mense is geskroei met 'n groot hitte en hulle het die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla en hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Ons as die mens sien wat besig is om rondom ons te gebeur. Die haalstorms, die vulkane, die oorstromings, die vernietiging deur allerhande tornado's en tsunamies en jy noem dit net en dit gebeur. Aardbewings en aardskittings en elke liewe ding moontlik wat die natuur is besig om jou en my te waarsku te sê, ons staan veroordeeld voor God. Ons is geweeg, ons werke is te lig bevind. Ons het Christus Jesus verwerp. Dan nee, maar dis bietjie harde woorde. Ja, dit is, maar dis die waarheid. Ons het hom uit ons skool uitgehaal, ons het hom uit ons government uitgehaal, ons het hom oral uitgehaal. Selfs in kerke het ons hom uitgehaal. Ons enigste hoop lê in die terugkeer na die Here Jesus Christus, na in 'n lewe van heiligmaking, in 'n lewe van gehoorsaamheid, sodat ons hierdie dinge kan ontvlug en voor die Here kan gaan staan. Hoe meer die wêreld Christus verwerp, hoe erger gaan hierdie were patrone word. Ek hoop jy geniet en vind baat by hierdie boodskap.
Mag die Here jou ryklik seën en mag die Here jou oë gee om te sien, ore om te hoor en 'n hart om te verstaan. In Jesus naam, mooi loop.